Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Geliefdes, genade en vrede vir u van hom wat is en wat was en wat weer kom. En van die 7 geeste wat voor sy troon is. En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons kry hier in die begin van die Bybel, Genesis 3, kry ons wat sommige sal noem die proto-evangelie, Genesis 3 vers 15. En hierdie is die gedeelte van die geskiedenis wat verhaal word met God wat hier in die skemering in die tuin gaan wandel het. Net soos wat dit vir baie van ons ook maar lekker en aangenaam is om miskien so in die middag voor die son sak te gaan stap, nie waar nie, of om na die beeste toe te ry, bietjie daar by hulle te sit, of om op die wenakker te ry, te kyk hoe die milies uitkom. So sê van die slim mense vir ons, was die Here se geneigtheid ook, om in die middag te gaan wandel in sy skepping. Maar hier in Genesis 3 was dit anders gewees daardie dag. Want hy roep na die mens antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak
Daarom het ek my verberg. En hy sê, weet jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou wat u my gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Toe sê die Here aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee, al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En dan sê hy, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Skrifgeleerdes wat bygekom het en hoor rede twis en wis dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom, wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En daar is geen ander gebod groter as die.
genade wat die woord van die Here verkondig, kom vanoggend uit Efesiërs 1 vers 7 en daar staan geskryf: in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Kom ons besing nou die genade van die Here in so onbeskryflik groot uit Vonks 79, die eerste, die derde en die vierde vers. Verbondsdaad van die Here sluit ook verbondsvrede in. En jy kan maar oplet, die woord vrede gaan ons telke male oor sing. Ons gaan ook hoor hoe dat die Here Jesus hier in die laaste dae van sy lewe hier op aarde sê, vrede los ek vir julle agter. Maar die verbond van die Here word as te ware bevestig weer 'n keer in Genesis 49 vers 9 en 10. En daar staan geskryf: die scepter sal van Juda nie wyk nie, nog die veldheerstaf tussen sy voete uit, totdat Silo kom, en aan hom sal die volke gehoorsaam wees. En dan verder ook in Psalm 89, die derde en die vierde vers, wat ek het gesê, goedertierenheid sal vir ewig gebou word in die hemele, daar bevestig u trou. Ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene, met 'n eed aan Dawid my knegt beloof. En ook in Psalm 33 vers 17, wat so sê die Here: daar sal vir Dawid nie 'n man ontbreek wat sit op die troon van die huis van Israel. Oh,
Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. En die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde. Op die troon van Dawid en oor sy koninkryk om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen.
profeseë oor die verlosser en saligmaker het waar geword. Ons lees daarvan in die Nuwe Testament, veral Matteus 2 vers 1 tot 12. Daar staan geskryf: en toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê: waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom. En hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar laat kom en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. En hulle het vir hom gesê: te Bethlehem in Judea, want so is daar deur die profeet geskrywe: en jy Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Toe het Herodes die wyse manne in die geheim geroep en hulle na die tyd van die ster se verskyning uitgevra. En hy het hulle na Bethlehem gestuur en gesê: gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie, en as julle hom vind, laat my weet, sodat ek ook kan gaan en hom hulde bewys. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek. En kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het, gaan voor hulle uit, totdat hy kom en bly staan bo oor die plek waar die kindjie was. En toe hulle die ster sien, het hulle hul met baie groot blydskap verheug. En hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria sy moeder gevind en neergeval en hom hulde bewys. Daarop maak hulle hul skatte oop en bring vir hom geskenke: goud, wierook en mirre. En omdat hulle in 'n droom goddelike waarskuwing ontvang het om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad na 'n land teruggegaan.
het hy baie dinge gedoen en baie dinge geleer. Maar een ding wat uitstaan, is dat hy die liefde van God die Vader kom wys het, kom sigbaar maak het, met die deernis vir die mensdom. En hiervan getuig Matteus 11, vers 28 tot 30, so treffend. Waarin die Here Jesus hierdie uitnodiging rig tot almal wat ore het om te hoor, om te sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle, en leer van my, want ek is sagmoedig, en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag, en my las is lig. Vrede wat die Here Jesus gebring het, kom baie duidelik uit in Johannes 20, vers 19 tot 21. En toe dit aand was op die eerste dag van die week en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hul midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. En die disippels was bly toe hulle die Here Jesus sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Hierdie dinge, broers en susters, gebeur nadat Jesus uit die graf opgestaan het, die eerste dag van die week, 3 dae nadat Jesus gekruisig is. En hy moes homself wys vir die mense, anders sou die mense nie geglo het, dat hy werklik waar die dood oorwin het, of uit die dood opgestaan het nie. Maar goed, nou kan ons tereg vanoggend vra, wat het dit met Jesus se menswording te doen? Want dit is tog wat die meeste van ons opgewonde vier en wil vier hierdie tyd van die jaar. Jy sien my liewe broer en suster, dit is die vrede vir julle gedeelte waarby elkeen van ons moet uitkom. En in 'n groot mate kan ons sê dat Jesus nie net kom vrede maak het nie, maar dat hy ook vrede gebring het.
Ek bedoel om daardeur te sê, die rede waarom hy aarde toe gekom het, was sodat daar vrede kan kom tussen God en die mens. Jesus sê die verhouding met God, wat die mens bederf het, wat die mens in werklikheid kom breek het, het hy kom regmaak. Daarom sê Jesus 2 keer vir die wat daar by mekaar is, en hy sê dit ook vir ons, vrede vir julle. En typies, soos wat Jesus was, en soos wat ons ook gelees het in Matteus 11, typies, sagmoedig en nederig kom hy daar by hulle, en hy stel die disippels eers gerus, die oomblik toe hy in hulle midde verskyn. Die deure was al gesluit, het ons gelees, en ek is seker, baie van u sou u ook yskoud geskrik het, as hier ewe skielik iemand hier by ons in die vertrek moes staan. Volgens Johannes was hierdie die eerste verskyning aan die 11 disippels van die Here Jesus. Met ander woorde, hier staan die man wat ons Vrydag begrawe het. Die deur is al gesluit. En hier staan hy by ons. Jesus moes hulle gerus stel. Toe hy verskyn het hy gesê, vrede vir julle. Vrede vir julle. En dan lees ons ook, nadat hy hulle die merke in sy hande en in sy sy gewys het, sê hy weer 'n keer vir hulle, vrede vir julle. En dit, my liewe broer en suster, is wat Jesus ook vir elke een van ons sê, vir elkeen van die wat in hom glo, sê. Want die onvrede wat al van die tuin van Eden af kom, die onvrede wat deur die ongehoorsaamheid aan God veroorsaak is, het hy kom wegvat met sy deernis vir elkeen wat glo dat hy die enigste verlosser en saligmaker is. Daarvoor het hy bloed gegee. Die merke in sy hande en in sy voete en in sy sy was ook vir jou en vir my. En ek dink hieroor, wanneer ons hierdie gedeelte bepeins en diep daaroor nadink, kan ons in hierdie tyd van die jaar miskien weer vir homself vra, hoe voel ek daaroor? Hoe dink ek daaroor? Het ek rus in my siel? Of is daar onvrede? Jesus het ons gelees, nooi tog elkeen uit en sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, in eie tyds Afrikaans, almal wat moeg en oorlaai is. Hy sê, kom na my toe en ek sal jou rus gee vir jou siel. Het jy vrede in jou gemoed? Ek weet, baie sal dalk vinnig sê, ja, ek het vrede. Dink net weer 'n keer daaroor, dit kan nie kwaad doen nie. Dink net weer 'n keer daaroor. Maar hier in Johannes 20 vers 21 is daar ook 'n toets waaraan jy jouself kan toets. Jesus sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Almal wil disippels van Jesus wees. Maar dit lyk nie of almal gestuurdes van Jesus wil wees nie. En daarom vir oulaas net nog een vraag. Vra jouself af, is ek 'n gestuurde? Leef ek, tree ek op, praat ek soos 'n gestuurde van die Here Jesus?
Jesus, broers en susters, het sy lewe opgeoffer toe hy op aarde was. Jesus het nooit iemand weggewys nie. Jesus was nooit haastig nie, maar hy het al sy tyd aan mense opgeoffer. En hy doen dit om vrede te bewerk vir die mens. Het jy al jou lewe opgeoffer? En ek vra, want dikwels hoor ek het nie tyd nie. Ek het nie nou tyd vir die saak van die Here nie. Hoekom nie? Hoekom nie? Is dit miskien omdat jou eie sake al jou tyd vat? Jesus sê so wonderlik. Jesus gee gemoedsrus. Hy sê, neem my juk op julle. Leer van my. Dan sê hy, my juk is saag. En my las is lig. Kom ons herdenk vanjaar weer Jesus se koms na die aarde om te weet, hy het kom vrede maak. Hy het vrede gebring vir ons wat in hom glo. Amen. Ons bid saam. Driemaal heilige God en Hemelvader, kom bid en ek kom pleit by U Here. Ons hoor U woord so duidelik vanoggend. Miskien is dit in 'n kort voelvlug daaroor. Ou Testament en Nuwe Testament. Waarin ons net kan loof en kan prys en Here, waarin ons net ons dankbaarheid kan uitstort teenoor U. Nie omdat ons as mense goed is, omdat U dit aan ons doen nie, maar juis sodat U daardeur verheerlik kan word. En daarom kom bid ek ook dat U deur U Gees ook die naprediker sal wees van elkeen van hierdie dele wat ons reeds gelees het en ook nog gaan lees. En dat U sal ontvou, Here, en dat U sal uitlê sodat elkeen van ons die vrede sal ervaar wat Jesus ook vir ons gebring het. En ek weet, Here, daar is soveel mense, U ken ons omstandighede, U ken ons harte, soveel mense wat kan sê, maar ek voel nie vrede nie, ek ervaar nie vrede nie, ek kan nie nou van vrede praat. Miskien is daar wat net moeg is. Miskien is daar wat veral in hierdie tyd eensaam en alleen voel. Miskien is daar wat hartseer is en wat verlang. Ek dink ook aan hulle wat siek is en ongesteld is. Wat worstel met laste en met jukke van die wêreld. Daarom bid ek, Here, gee dat elkeen U vrede sal ervaar. Elke oomblik van die dag, al wil die wêreld so baie onmin saai en soveel onvrede saai. Gee dat ons geanker sal wees in U woord. Gee dat ons sal voel hoe sag is U juk en hoe lig is U las. Ek dank U, Here,
dat ons ook U voorsienigheid kan bely en daaroor dankbaar kan wees. As ons maar net kyk hoe groen die veld raak en hoe groener die gesaaides raak. Dan Here, kan ons nie anders as om op ons knieë voor U te val en diep te buig en net te sê dankie, 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 dat U ook vir ons daardeur sorg en dat U vir die natuur sorg. En dat ons nie nodig het om ons te bekommer oor reën, maar dat U self ook die sooi deurdrenk, die aarde versadig. Ons dank U daarvoor. Ek bid, Here, dat U ook ons siele sal deurdrenk, sodat ons gees voor U sal staan met skoon gewete. Dat U dit ook mildelik sal seën in ons lewens, sodat alles wat ons doen tot eer en verheerliking van U heilige naam sal wees. En dit vra ek in Jesus se naam alleen. Amen. voordat die Here Jesus opgevaar het na die hemel, praat hy met sy disippels en hy sê vir hulle in Matteus 28 vers 19 tot 20, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader
en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Vrede is vir ewig. En ons lees daarvan in Openbaring 21, teen die einde van die Bybel, Openbaring 21, vers 1 tot 3. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. En die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees, as hulle God.
Ons sluit nou af met Gesang 95. Die Onse Vader, kom ons doen dit staande, waarna hy kan bly staan vir die seëngroet. Seën van die Here en gaan ook in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.